Kerkvader Ignatius van Antiochië, gebore so min of meer rondom die jaar 50 na Christus en hy sterf as 'n martelaar in Rome in die arena so rondom die jaar 107-110 na Christus onder keiser Trajanus, die vervolging wat hy en ander Christene belewe het dan onder keiser Trajanus. Na bewering, na oorlewering, soos die kerk dit in tradisie aanvaar, is Ignatius daar in Rome opgeëet deur die wilde diere in die arena ter vermaking van die Romeine dan ook. Volgens oorlewering is Ignatius van Antiochië die derde biskop van die stad Antiochië. Petrus, wat dan die eerste regte biskop van Antiochië is, dan Evodius en dan uiteindelik Ignatius. So Ignatius is die derde biskop van die antieke stad Antiochië, volgens ons tradisie, volgens die oorlewering. Biskop min of meer so vanaf die jaar 70 na Christus tot so 107 na Christus tot en met sy gevangenisneming en dan uiteindelik ook sy martelaarskap. Ignatius is dan ook volgens die tradisie en sover ons weet 'n leerling gewees van die apostel Johannes. En dis baie besonder, want ons weet dat Clement van Rome, waaroor ons vorige keer gepraat het die apostels Petrus en Paulus geken en gehoor, en ons weet ook dat Polycarp, 'n vriend van Ignatius, oor wie ons volgende keer sal praat, was ook 'n leerling van die apostel Johannes. Ignatius ook, en dis baie belangrik, want dis vir ons deel van waarom die vroeë kerkvaders vir ons so belangrik is. Daardie apostoliese kerkvaders, soos Ignatius, soos Clement van Rome, soos Polycarp, want hulle het nog fisies die apostels geken wat deur Jesus gekies en geleer is. En ons sal sien vandag uit dit wat Ignatius dan alles sê oor die kerk en hoe die kerk moet funksioneer en iets soos die Eucharistie ensovoorts, dat dit daarom vir ons baie belangrik is, dat ons dit moet ernstig opneem, want hy, Ignatius, het geleer by Johannes, wat direk by Jesus geleer het. So 'n mens sou baie nalatig wees, as ons nie hierdie apostoliese kerkvaders in ag wil neem, wanneer ons praat oor die vroeë Christelike kerk nie. Weereens, ons kry dikwels die vraag oor, of dan die hele tendens ook weer, om altyd terug te gaan na die oorspronklike. Daarmee saam die vraag, maar hoekom is die vroeë kerk vir ons belangrik? Of die stelling, ons moet net doen soos die vroeë kerk gedoen het. En juist daarom is Ignatius vir ons so belangrik, en ek sal nou iets weer dan daaroor sê. Maar het is baie belangrik om te besef dat Ignatius en die dinge wat hy sê op grond van die feit dat hy 'n klomp goed by Johannes die apostel geleer en gehoor het. So daar's 'n duidelike oordrag van tradisie, 'n baie duidelike oordrag van leerstelligheid, 'n manier van dink, wat oorgedra word aan die volgende geslagte in die kerk. Soos ek gesê het, Ignatius sterf dan as 'n martelaar so rondom die jaar 107-110. Sy feesdag in die Katolieke kerk, waarop ons hom op 'n baie besonderse manier herdenk, is die 17de Oktober. Die 17de Oktober. En in die ortodokse tradisie is dit meer 20 Desember. 20 Desember. En soos ek gesê het, hy is 'n martelaar tydens die regering van die Romeinse keiser Trajanus, wat op daardie stadium nie in 'n algemene sin Christene vervolg het nie, maar omdat die Christelike godsdiens onwettig was, en daar waar in 'n sekere sin bewys kon word dat hulle die vrede ontwrig en dat hulle probleme binne 'n beplaaslike gemeenskap veroorsaak, dan kon so iemand voor die hof gedaag word en uiteindelik tereggestel word as hy 'n Christen is en nie bereid is om sy Christelike godsdiens prys te gee deur vir die Romeinse gode te offer ensovoorts nie. Hy word eers as 'n gevange geneem, daar waar hy biskop was, rondom Antiochië in Sirië, en dan onderneem hy 'n lang reis na Rome toe, waar hy deur 'n klomp Romeinse soldate bewaak is, op pad Rome toe, en uiteindelik sterf in Rome. En daar is baie dieselfde as Paulus, wat ook 'n gevangene is, homself beroep op die keiser, omdat hy 'n burger is, en dan deur hierdie Romeinse wag, as het ware, bewaar word
as 'n gevangene totdat hy in Rome kom. En dit is baie belangrik, Romeinse burgers, en dis baie duidelik dat Ignatius ook een was. Romeinse burgers kon aanspraak maak op die appelskap tot die keiser. En ons weet nie of Ignatius dit gedoen het, dat hy op aanspraak gemaak het om te appeleer tot by die keiser nie, maar hulle sou definitief die reg hê. Dis alles deel van die moontlikhede waarom hy hierdie lange reis na Rome onderneem, of dat die soldate, moet ek eintlik sê, hom gevange neem en hom nie dadelik teregstel nie. Selfs al word hy in 'n sekere sin skuldig bevind. Hy word geneem Rome toe en eers daar word hy regtig skuldig bevind en dan uiteindelik ter dood veroordeel en sterf hy as 'n martelaar. Dit is baie duidelik dat Ignatius sterk vermoed het, geweet het, dat hy die marteldood sou sterf. En ek gaan nou daaroor praat, want ons sien in sy skrywes dat hy as ware sterk verlang om heen te gaan en by Christus te wees, en dat hy die Christene, veral die Christene in Rome, vra om hom nie daarvan te weerhou om hierdie marteldood dan ook te sterf nie, maar daaroor sal ek nou ook bietjie meer dan ook sê. Net eers, waar was die stad Antiochië? Vandag ken ons die stad nie meer so nie. Ons weet dat in vandagse tyd dit ook nie meer in die land Sirië is nie. Dis in die ou noorde van Sirië gewees, en vandag is dit deel van 'n suidelike gedeelte van die staat Turkye. Antakya is die stad vandag, wat die antieke Antiochië was. Dit is 'n baie ou stad, wat begin is en gestig is deur een van Alexander die Grote se generaals. Alexander die Grote was daardie beroemde Griekse generaal van Macedonië af. Sy pa alreeds wat gedroom het daarvan om die Grieke almal te verenig. Alexander, sy seun, wat dit dan reg kry, en een van die eerste baie groot keizerryke, empires, vestig, wat strek vanaf die bekende Griekeland, regdeur tot by Indië, by die Indusrivier, die groot Hellenistiese keizerryk van Alexander die Grote. Alexander sterf egter sonder 'n seun wat oud genoeg is om hom op te volg, en dan word sy koninkryk verdeel onder sy 4 generaals. En Seleucus I Nicator, hy was dan een van hierdie generaals en word dan die eerste koning van die nuwe Seleukidiese ryk. En dit is veral hierdie Seleukidiese ryk wat dan ook vir Israel op 'n latere stadium soveel probleme veroorsaak het, en dan kry ons die geskiedenis van die Makkabeërs. Nou dit is hierdie Seleucus I Nicator wat die stad Antiochië tot stand bring, stig en begin bou, en hy het waarskynlik die stad vernoem na sy pa, wie se naam Antiochus dan was. En alreeds gevestig so rondom die jaar 300 voor Christus, hierdie stad Antiochië. So is 'n baie ou stad. Later van tyd in die Romeinse geskiedenis het dit een van die belangrike stede geword in die Oos-Romeinse ryk. 'n sentrum van Romeinse autoriteit, van waaraf die keiser deur sy goewerneurs dan ook veral oor die oostelike gedeelte van die Romeinse ryk dan ook regeer het. Selfs na die stigting van die stad Konstantinopel het Antiochië nog steeds hierdie baie belangrike rol gespeel in die autoriteit en die strukturele eenheid van die Romeinse ryk dan ook. Ook wat die Christelike geskiedenis betref, kan ons praat van 'n sogenaamde Christelike Antiochië, 'n baie belangrike stad waarvan ons dan ook lees in Handelinge. Dit was in die vroeë kerk 'n sentrum van Christelike aktiwiteite. Dit is 'n baie belangrike gemeente naas die gemeente in Jerusalem. Ons weet vanuit die geskiedenis in Handelinge, spesifiek in Handelinge 11, hoe dat die Christene in Jerusalem en in Judea en 'n bietjie weier in Israel dan ook vervolg word, en hulle spat het mekaar weens hierdie vervolging en hulle vlug, en 'n klomp Christene vind uiteindelik skuiling daar in Antiochië. Daar verkondig hulle die woord van die Here, en 'n groot plaaslike gemeente word dan ook daar gevorm in Antiochië.
En ons weet ook interessant dat tot op daardie stadium so by Handelinge 11 rond is Christene bloot eenvoudig net genoem volgelinge van Jesus Christus of volgelinge van Jesus of mense van die weg, mense van die weg. Maar daar in Antiochië lees ons baie duidelik dat vir die eerste keer word hierdie mense van die weg, hierdie volgelinge van Jesus word Christene genoem. Christene. Ons sien ook dat Paulus op 'n besonderse manier daar skuiling kry, beskerm word deur die Christene in Antiochië, wanneer die Jode wat ook daar is, hom uiteindelik sou wou vang en vervolg. Hy en sy vriend Barabbas word dan ook deur die gemeente in Antiochië gestuur om sendingwerk te doen. Dit lyk vanuit die vroeg-Christelike geskiedenis uit of die stad Jerusalem inderdaad weens verskeie redes waaroor ek nie nou wil praat nie, maar so 'n bietjie van haar invloed verloor het in terme net van 'n klomp aspekte. Ons sou kom praat oor die vervolging wat hulle verduur het ensovoorts ensovoorts, die feit dat die apostels uitgedryf is uit Jerusalem uit en op hulle sendingreise natuurlik, maar ook weens die vervolging, die broer van Jesus, Jakobus, wat opgetree het as die leier van die gemeente in Jerusalem, hy self is dood, en op 'n stadium was daar so 'n bietjie van 'n insinking in die kerk in Jerusalem, en dan teen daardie agtergrond die stad Antiochië wat na vore tree as 'n leidinggewende stad in die Christelike geskiedenis. In die konteks van die Katolieke kerk, Jerusalem en Antiochië, saam met Konstantinopel en Rome, en dan later ook Alexandrië in Egipte, is die 5 sees, die 5 bisdomme wat die sterk leiding neem in die vroeë kerk. Kweekskole wat gevestig is in die verskillende gebiede, en dit is die studente en die professors in daardie kweekskole wat dan ook aanleiding gee tot sekere debatte in die kerk. Arius, die latere Arianisme, Pelagius en sy volgelinge, almal kom van verskillende van hierdie, noem dit dan nou maar in ons moderne taal, kweekskole, seminariums, plekke waar mense die woord van die Here bestudeer het, en dan vestig daar 'n sekere tradisie rondom die kweekskool, manier van kyk na die Bybel en die tradisie en die interpretasie van Christus, en verskillende klemme wat dan gelê word in Antiochië, spesifiek in Rome en Konstantinopel en soos in Alexandrië en spesifiek dan ook, soos ek sê, in Antiochië. So is 'n belangrike Christelike stad tot baie laat in die Christelike geskiedenis. Ons sien ook dat dit juis in Antiochië is waar daar een van hierdie eerste spanninge na vore tree. Die spanning oor moet heidene, Grieke, Romeine, Siriërs en ander mense, moet hulle wat nie Jode was nie, nou tot bekering kom en vir Jesus volg, moet hulle eers Jode word en dan lewe as Jode, in terme van die Joodse kultuur, die Joodse manier van doen, die Joodse eetgewoontes, die Joodse sosiale manier van doen, al hulle sosiale reëls. Moet jy soos 'n Jood leef? Of wat beteken dit dan om 'n Christen te wees, alhoewel jy nie van 'n Joodse, Israeliese afkoms is nie? Die groot vraag dan, wat gevra is in daardie tyd, nommer 1, moet die Christene, moet daardie mense wat heidene was en nie Jode nie en tot bekering kom, moet hulle nou ook die Joodse wette rondom die eetgewoontes nakom? Moet hulle die Joodse wette nakom rondom die sosiale? Daardie fariseer beskouing van dat mense wat Griek is of Romein is of wat nie 'n Jood is nie, is onrein en daarom kan jy nie saam met hulle aan 'n tafel sit nie, ons kan nie saam met hulle eet nie. En dis dan die groot spanning in die gemeente in Antiochië. Want spesifiek wanneer dit kom by die nagmaal, by die Eucharistie, die liefdesmaal, dan is dit veronderstel om 'n maaltyd te wees rondom die offer van die Here wat juis mense van verskillende kulture en tale aan mekaar bind as die nuwe huisgesin van God. Daarom dat Paulus skryf dat in die kerk is daar nie Griek of vryman of Romein of slaaf of Zulu of Xhosa of Afrikaner of Engelsman nie. Jy het in die eerste plek jou identiteit in Christus en ons almal sit saam om die een tafel en eet van die een brood. Maar nou het dit gebeur dat baie van die Christene wat uit 'n Joodse agtergrond was,
nie saam met Christene aan die tafel wou sit wat van 'n Grieks-Syriese afkoms was nie, omdat daar nog steeds hierdie bevooroordeling was, hierdie tipe van 'n xenofobie, 'n tipe van 'n, ek kan nie die woord rasisme gebruik nie, maar 'n tipe van 'n isme was teenoor die ander persoon. En dan moet die kerk dit hanteer. Paulus natuurlik wat gesê het, dit is nonsens, ons leef nie as Christene meer volgens die Joodse eetgewoontes nie, en ons is 'n nuwe huisgesin van die Here. En dit bring selfs op 'n stadium 'n bietjie spanning tussen hom en Petrus. Wanneer Petrus die gemeente daar besoek in Antiochië, dan ons weet nie wat sy motief was nie, maar dit lei daartoe dat hy en Paulus ook bots, wanneer Petrus daar die eerste keer wanneer hy daar kom eet, dan nie regtig saam met die ander Christene wat van Griekse afkoms was aan die tafel wil besit nie, maar gaan sit by die Jode aan tafel wat nie saam met die ander aan die tafel wil sit nie. En dis vreemd, want Petrus was die een wat tot en met daardie stadium, veral in Jerusalem en in Judea, homself op die voorgrond gestel het, nie net as leier van die kerk nie, maar as die verdediger van die mense van nie Joodse afkoms wat Christene geword het. Dink nou byvoorbeeld aan, hy is die een wat die droom gehad het van die laken wat afkom met al die onrein diere. En dan sê die Here vir hom, hy moet eet, en dan sê hy uiteindelik maar, Here, ek het nog nie ooit onrein kos geëet nie. Dan sê die Here, wat ek rein gemaak het, mag jy nie onrein verklaar nie. En dan is hy die een wat op grond van daardie openbaring van die Here leiding neem in die kerk en sê, nee, daar is 'n nuwe huisgesin van God, ons tref nie onderskeid tussen Jode en nie Jode nie. En tog daar in Antiochië is dit asof Petrus vir 'n oomblik struikel en onseker is van wat om te doen, en Paulus dan vir hom moet daarop wys en vir hom sê, jy is nou verkeerd. Hoe dit ook al aanleiding gee, hierdie spanning in Antiochië gee juis aanleiding tot een van die eerste konsilies in die kerklike geskiedenis, die eerste konsilie, Handelinge 15, die konsilie, die synode van Jerusalem, waar die kerk by mekaar kom, onder leiding van die apostels, onder leiding van Petrus, onder leiding van die Heilige Gees, en uiteindelik dan die verklaring uitreik na die onderskeiding saam met die Heilige Gees, en dan sê hulle, ons en die Heilige Gees het besluit, dat dit nie nodig is vir Christene vanaf 'n nie-Joodse herkoms om nou ook die Joodse eetgewoontes na te kom nie. So, daardie konsilie in Jerusalem is gehou direk na aanleiding van spanning wat daar in hierdie stad Antiochië was. Weereens het om te beklemtoon watter belangrike rol Antiochië gespeel het in die vroeë kerklike geskiedenis in terme van die onderskeiding van sake en die debatte en die spanninge en die woelinge van wat beteken dit om 'n Christen dan ook te wees. Dit bring ons terug by Ignatius. Hoekom is Ignatius as 'n kerkvader vir ons so belangrik? Nou, weer eens die vroeg-Christelike geskiedenis, Ignatius leef, soos ek gesê het, min of meer 50 na Christus tot so 107, 110, 'n leerling van die apostel Johannes. Die groot rede waarom hy vir ons so belangrik is omdat wanneer hy as 'n gevangene weggevoer word na Rome, dan skryf hy 7 briewe. 7 briewe waarvan een geskrywe is aan Polycarp. 7 briewe, soos byvoorbeeld die brief aan die Efesiërs, die brief aan die Smirneërs, die brief aan die Tralliërs, die Romeine, die Philadelphiërs, die Magnesiërs en natuurlik ook, soos ek gesê het, Polycarp. En in daardie briewe vertel Ignatius vir ons van hoe funksioneer die kerk op daardie stadium. Hy vertel vir ons van dwalinge in die vorm van die Dosetiste, waarvan ek nou iets sal sê, maar ook die Judeërs, in Engels die Judaeërs, die Judaseërs, hulle word later genoem die Ebioniete, ek sal nou daarvan ook iets sê. Hierdie 2 groepe in die kerk wat teenoorgestelde dinge glo, en Polycarp wat sê, waar lê die waarheid? So dis vir ons belangrik. Maar dan ook goeters wat hy sê oor die kerkregering, die biskop, die priester, die diaken, dinge wat hy vir ons sê oor die Eucharistie, op die man af wat hy sekere dinge noem, dinge wat later in die reformatie van die protestante weer ewe skielik bevraagteken is, asof dit maar net dinge is wat in die middeleeue deur die katholieke kerk uitgevind en uit die duim uitgesuig is.
Polycarp wys vir ons dat dit nie so is nie. Daarom is dit so dat vir myself en vir baie ander protestante wat inkom in die Katolieke Kerk, en is dit veral die kerkvader Ignatius van Antiochië, wat jou uitdaag om dit wat jy gedink het oor die Katolieke Kerk, oor dit wat jy gedink het rondom jou eie protestantisme, om dit in heroorweging te bring. As jy sy briewe lees, en ek het dit nou onlangs weer mooi almal deurgelees, dit daag jou regtig uit om te besef dat om te glo, byvoorbeeld, dat die Eucharistie waarlik die liggaam en bloed en goddelikheid van Jesus Christus is, in 'n letterlike vorm, in 'n waarlike vorm, is nie maar iets wat by die konsilie van Trent uitgedink is, hier na die 1500s, soos wat baie protestante wil beweer nie, en wat ek ook maar gehoor het en geleer het nie. Nee, Ignatius sê dit onomwonde, dat die Eucharistie is die liggaam en bloed van Jesus, in 'n baie besonderse, waarlike, letterlike manier, op 'n waarlike, letterlike wyse. Dis nou maar een voorbeeld. Sy dinge wat hy sê in sy briewe, is so uitdagend teenoor protestantisme, dat in 'n sekere sin het Luther dit net eenvoudig geïgnoreer, onder natuurlik die slagspreuk van net die skrif alleen, maar iemand soos Johannes Calvijn, wat so sterk uitgedaag is deur ander katholieke leiers, rondom wat die vroeë Christelike kerk nog altyd gesê het, dat hy probeer het om te beweer en te sê, maar hierdie 7 briewe van Ignatius is vals. So dis baie interessant, dat of jy ignoreer hierdie briewe, soos wat Luther dit gedoen het en Zwingli, of jy probeer sê, nee, dit is vals, soos wat Calvijn dit probeer doen het. En in 'n moderne sin, James White wat dit ook probeer doen, om nog steeds te probeer sê, maar Ignatius se briewe is vals, dis nie regte briewe van Ignatius nie. Dis deur iemand anders te baie later geskrywe, nadat die kerk al hierdie goedjies uitgevind is. Maar dit is alles bloot eenvoudig net nie waar nie. Alle navorsing, alle Christelike kerkgeskiedenis navorsing dui daarop dat dit egte briewe is, en die kerk het dit nog altyd so aanvaar. En selfs die oorgrote meerderheid van protestantse geleerdes en kerkhistorici aanvaar vandag almal dat hierdie briewe van Ignatius eg en waar is. En daarom is daar nie regtig meer protestante wat probeer die argument wen deur te sê, maar die briewe is nie eg nie. Wat hulle eerder sou nog steeds probeer doen is om net te sê, Bybel alleen. Maar interessant hoe dit Calvijn so geskok was deur dit wat in die briewe van Ignatius staan, dat hy probeer het om te sê dat dit vals is. En sover ons kennis strek, is hy ook die eerste een wat probeer het om te sê dat dit vals is in die geskiedenis van die totale kerk. Bloot eenvoudig omdat hy nie kon antwoorde bied oor dit wat in Ignatius se briewe geskryf word oor so baie talle dinge nie. Weereens, dis hoekom Ignatius vir ons so belangrik is. As jy wil weet hoe het die vroeë Christelike kerk gedoen, dan moet jy Ignatius van Antiochië lees. Dis regtig baie belangrik. Ignatius staan ook in die tradisie van die kerk, en veral in die moderne tradisie, bekend as 'n dokter van eenheid. Kerkeenheid is vir hom ongelooflik belangrik. Hy beklemtoon dit reg deur sy 7 briewe. En dis iets wat ek dink ons vandag weer maar net moet herbesef, herontdek, te midde van woelinge ook in die katholieke kerk, in die ortodokse kerk, maar veral die chaos binne die protestantisme, met die honderde splintergroepe, waar elke persoon amper daagliks of weekliks 'n nuwe tent opslaan en dit kerk noem. Ignatius is baie duidelik daaroor, dat skeuring in die kerk, skeuring in die liggaam van die Here, is sonde. Dit is bloot eenvoudig net verkeerd. En jy kan nie 'n klomp skeurdery hê in die kerk, en dan nog steeds van kerk praat nie. Dit is hoe belangrik kerkeenheid vir Ignatius is, en ook vir die ander kerkvaders, soos Clement van Rome, wat sy brief geskryf het aan die mense daar in Korintiërs, en ook die kerkeenheid beklemtoon het. Maar Ignatius, baie bekend vir die klem wat hy lê op kerkeenheid, en daarom hierdie eretitel van dokter
in die kerk. Hy is nie een van die klomp doktore in die kerk waaroor ek vorige keer gepraat het nie, maar die eretitel dokter van eenheid word wel aan hom gegee. Hy sê byvoorbeeld wanneer dit oor eenheid gaan, dat eenheid begin in God. En dis interessant. Vir Clement, sowel as vir al die kerkvaders, en ook Ignatius, is die kerk nie maar net 'n menslike instelling nie. Dis 'n gawe van God, 'n geskenk aan God, aan ons, as sy kinders. God werk met ons deur die kerk. Daarom, die kerk behoort te reflekteer wie God is. Die kerk behoort te reflekteer en te wys wie God is. Daarom sê hy dan, Ignatius, dat die kerk se manier van doen moet gebaseer wees op wat ons van God weet en wat ons van God kan verstaan en aflei en kan, in aanhalingstekens kan sien, bedoel ek nou, maar met ons rasionele kan verstaan. En dan sê hy, en weer eens die gedagte van die drie eenheid, dat God een wese, drie persone is, baie vroeg kom dit baie sterk in die vroeë Christelike kerk na vore, buite die Nuwe Testament natuurlik nou, maar een wese, drie persone kom baie sterk vroeg voor in die Christelike kerk, ook reeds daarvan by Ignatius van Antiochië. Natuurlik nie op dieselfde ontwikkelde vlak as wat ons kry by Nicea, Konstantinopel, Efesus en natuurlik Chalcedon nie, maar een wese, drie persone, baie sterk kom dit tevoorskyn ook by Polycarp, waaroor ons gaan praat, Ignatius ensovoorts, al die kerkvaders. En dan sê hy dat die eenheid in die kerk gebaseer is en uitvloei vanuit die eenheid in God. Daar is net een God. Net een God, alhoewel dit drie persone is. Die eenheid tussen die drie persone. Ons kan dit nie van mekaar losmaak nie, ons kan dit net onderskei. Daarom kan ons verskillende mense en tale en kulture onderskei in die kerk. Mense van verskillende klasse, mense van verskillende ekonomiese agtergronde. En so kan ons nou maar aangaan. Dis net daar ter onderskeiding. Alhoewel in die kerk is ons een huisgesin van God. Daarom al hierdie onderskeide kan nie aanleiding gee en mag nooit aanleiding gee tot wrywing in die kerk, tot skeuring in die kerk nie. Eenheid is gebaseer op God. Omdat God een is, daarom moet die kerk een wees. En vir Ignatius is dit nie maar net 'n teoretiese eenheid in die kop nie. Dit is ook 'n sigbare eenheid. En ons sal dit nou daaroor spesifiek dan iets sê. Maar daar is 'n eenheid tussen die Vader en die Seun, en daarom moet daar 'n eenheid wees tussen in die kerk, tussen die verskillende mense. Die kerk moet een wees, soos wat die Seun en die Vader een is. Hy sê in sy brief aan die Magnesiërs, in hoofstuk 7 vers 1 en 2, sê hy, soos die Here, en dan verwys hy na Jesus, soos die Here niks doen sonder die Vader nie, omdat hy met hom verenig is. Dan sê hy, laat daar een gemeenskaplike gebed wees, een smeking, een gesindheid, een hoop in liefde. Kom almal saam soos na een tempel van God, soos na een altaar, na een Jesus Christus, wat van die een Vader uitgegaan het, by die een was en na die een teruggekeer het. So, ons saamkoms om die altaar as 'n gemeente, as kerk, gee uitdrukking aan die eenheid in die drie eenheid. En as daar nou bekleierery tussen ons is hier op 'n plaaslike gemeente of in die kerk, dan wys ons vir die wêreld nee, maar daar's 'n verskeurdheid in God. Dis waarop dit neerkom. Dit is inderdaad waarop dit neerkom. En Ignatius sê, dit kan nie. Dit kan nie. So eenheid van die kerk begin in God self en is baie belangrik. Hy sê ook dat eenheid is 'n deelname aan Christus self. Want gelowiges word almal saamgebind in Christus. Dit klink net soos Paulus. As ons Paulus se briewe lees oor kerkeenheid. En ook weer 'n keer Clement van Rome. Maar gelowiges word in Christus saamgebind. Hy sê, julle is saamgevoeg met julle biskoppe,
soos die kerk van Jesus Christus is, en soos Jesus Christus met die Vader is, sodat alles in eenheid saamklink. En hierdie woord saamklink, klink dalk nou vreemd, mense sou kon sê saamwerk, maar dit is omdat hy dikwels die beeld gebruik van instrumente, soos die snare van 'n siter, ons kan kom ons sê in ons taal, soos die snare van 'n kitaar, mooi almal saam gebind is op die kitaar, en dan gestem word, weet verskillende note, maar saam speel hulle die deentjie, een snaar op sy eie kan nie werk nie, die kitaar, die hout, sonder die snare is nie kitaar nie, en die snare sonder die hout is nie die kitaar nie, en een snaar op sy eie is ook nie die kitaar nie. So dis die beeld wat hy dikwels gebruik. En saam speel hulle dan hierdie lied ter ere van God. Ter ere van God, wie se liggaam die kerk dan ook is. En hy sê dan ook verder, ek bid dat daar eenheid sal wees, veral die eenheid van Jesus en die Vader. Weer, omdat daar eenheid tussen die persone van die drie eenheid is, daarom moet daar eenheid wees in die kerk. En weer eens wil ek dit beklemtoon, dis nie 'n teoretiese eenheid nie, dis 'n fisiese, strukturele, selfs sigbare eenheid. En dis baie belangrik, iets wat ons maar moet onthou ook in die tyd wat ons lewe. Hy sê ook baie duidelik dat die plaaslike kerk moet sigbaar een wees. Dit het ek nou 'n paar maal beklemtoon. Hy sê, soos die Here niks doen sonder die Vader nie, so moet julle ook niks doen sonder die biskop en die presbyters nie. Ons sal terugkom daarna toe. Maar dis baie belangrik, veral die mense in ons tyd, wat maar so graag wil wegbreek van die kerk af, uit die agtergrond wat ek kom, hoeveel mense wat ongelukkig geraak, of net besluit, nee, die Here het nou vir hulle 'n woord gegee, nou stig hulle hulle eie kerk. Dan begin hulle daar in die sinkdak gebouetjie, op die dorp begin hulle nou maar hulle eie kerk, en dan verkondig hulle nou wyd en suid, nee, ons het nou die waarheid, en al die ander denominasies op die dorp is nou verkeerd, nou hou ons op ons eie kerk. En hulle stel hulle eie leiers aan, en dan vra jy vir hulle, wat is jou belydenisgrondslag? Dan sê hulle, nee, ons hou ons nou nie op met belydenisgrondslag nie, ons staan net op die Bybel. Ja, dit is hoe dit gaan in die protestantisme. En die protestantisme waar ek groot geword het, hoor 'n mens dikwels dat eenheid is maar net hierdie geestelike iets, ons is net een in Christus. Ja, ons is een in Christus, sê Ignatius, maar daardie eenheid moet ook sigbaar wees. Sigbaar word rondom die altaar, rondom die nagmaalstafel, waar die biskop met sy priesters en diakens en as gemeente saamkom in gebed, in die aanbidding van die Vader. Daar kan nie verdeeldheid tussen Christene wees nie, want dit sou vir die wêreld wys dat daar verdeeldheid in God is, en dit kan nie. Hy sê ook, wees aan die biskop en aan mekaar onderdanig, soos Jesus Christus aan die Vader was volgens die vlees, en soos die apostels aan Christus en aan die Vader en aan die Gees was, sodat daar eenheid mag wees, liggaamlik en geestelik. So ja, daar's 'n geestelike eenheid wat nie noodwendig sigbaar is nie, maar daar's 'n liggaamlike, georganiseerde eenheid wat daar moet wees sigbaar. Wat daar moet wees sigbaar. Kerkeenheid moet ook sigbaar word. Daar is net een kerk. In die oomblik as ons wil begin om te sê nee, dan mag verdeeldheid maar wees. Ons moet aanvaar dat ons nou nie gaan almal saamstem nie. So daarom is eenheid eintlik nie regtig sigbaar nie, is maar net een wees in Christus. En dan gee dit aanleiding tot honderde verskillende denominasies. Dis gevaarlik, dis nie wat die vroeë kerk gesê het nie, dis nie wat Christus gesê het nie, dis nie wat die Bybel leer nie, dis definitief nou nie wat Polycarp sê nie. Eenheid word sigbaar, struktureel, en die leiers van die kerk, naamlik die biskop, die priesters en die diakens, speel 'n baie belangrike rol daarin. Om die waarheid te sê, ons sal sien, dat dit veral die biskop is wat die draer van eenheid is, die sigbare simbool is van die eenheid, en die biskoppe dan met mekaar, in 'n tipe van 'n raad van biskoppe, wat saam die eenheid van die kerk ook struktureel wys. En as daar verdeeldheid tussen die biskoppe sou kom, ook, dan is dit so goed soos verdeeldheid in die drie eenheid. En dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees nie. Daarom dat die kerk dan, wanneer dit nodig was, konsilies gehou het, sodat die eenheid herstel kan word, sodat die probleem hanteer kan word.
sodat ons na mekaar kan luister, kan praat, kan luister na die Gees van God, die Bybel kan lees, kan interpreteer, kan onder leiding van die Heilige Gees die saak uitsorteer en kan sê, hier is die pad wat ons volg, hier is die waarheid, ook sodat die eenheid sigbaar kan word. So eenheid word struktureel ook georden. Eenheid moet in die kerk ook struktureel sigbaar word. En dis iets wat protestante nie graag wil hoor nie, en dit is iets wat vir my baie uitgedaag het en skokkend was toe ek destyds Ignatius van die Antiochiese briewe dan ook gelees het. Interessant, hy sê, sonder die biskop, sonder priesters, die presbyters, sonder die diakens, kan ons nie praat van kerk nie. Laat almal ook die diakens eerbiedig, soos Jesus Christus, net soos die biskoppe as 'n beeld van die Vader en die priesters as die raad van God en die college van apostels. Sonder hierdie word dit nie kerk genoem nie. Hy wat iets doen los van die biskop of dan die presbyters en die diakens is nie rein in sy gewete nie. Dit skryf hy aan die tralleers in hoofstuk 3 vers 1. As jy iets doen en jy skeer die kerk en jy slaan jou eie tent op los van die biskop of jou priester, jou dominee en jou gemeente, dan is jy nie rein van gewete nie. Dis wat hy sê. Jy kan nie die liggaam van Christus goedsmoeds net so skeer en dink dat jy alleen het nou die reg om te besluit wat die Bybel sê en beteken, en dat al die ander is nou verkeerd en daarom het ek nou die reg om nou my eie singtak kerkie te hou daar op die dorp nie, of my eie tent op te slaan. Jy's onrein in jou gewete. Jy's onrein. Dis wat hy sê. Jy doen sonde. Dis verkeerd. Ons sien hier die belangrike, die biskop, die rol van die biskop as die opsigter, as die opsiener, die rol van die presbyters, die priesters en die diakens, en hoe dat daar 'n college van apostels is, bedoelende die biskoppe wat saam met mekaar as die opvolgers van die apostels eenheid in die kerk verseker, en dat jy nie die reg het om jouself af te skei van hierdie college van biskoppe dan ook nie. En dis iets wat Luther en Calvin nie kon op antwoorde gee nie. Daarom dat Calvin, soos ek sê, probeer het om te sê, maar nee, hierdie briewe is vals. Want al sou daar dinge in die kerk wees, wat vir jou pla en wat probleme maak, want die kerk is nie volmaak nie, gee dit nie jou die reg om maar net jou eie tent op te slaan en weg te breek nie. Daar is 'n sigbare orde in die kerk, nie net plaaslik nie, maar ook weier. Nie net plaaslik nie, maar ook weier. Sonder biskop, sonder diaken, sonder die priester, sonder die dominee, as ek dit nou maar so kan sê, kan jy nie jouself kerk noem nie. En ons gaan nou kom by die woord katholiek, dan sal ons weer daaroor praat, maar net nou vinnig, ons moet dit maar vir mekaar hoor. Ons mense is te maklik om te sê, ek het nie die kerk nodig nie. Ek gaan sit maar by my huis, ek doop sommer my eie kind in die rivier. Ek hou sommer nagmaal maar om my kombuistafel by myself. Ek het nie die kerk nodig nie. Ek het nie ander mense nodig vir my te sê wat beteken die Bybel nie. Dis gevaarlik. Dis baie gevaarlik. Ons sien die vrugte daarvan in die protestantisme met sy verdeeldheid en ook selfs in die katholieke kerk, as mense dink dat hulle self kan besluit, los van die res van die kerk. Ignatius sê, jy's onrein in jou gewete. Weereens, dis die dinge wat ek moes by myself uitmaak voordat ek katholiek geword het, as deel van my reis in die katholieke kerk in. Hy sê dat eenheid word ook veral sigbaar rondom die Eucharistie, die nagmaal. Hy sê daar is net een Eucharistie, een altaar en saam daarmee een biskop wat verseker dat dit op die regte manier plaasvind, want die biskop is die draer van die geloofsbeursie. Hy sê daar in sy brief aan die Smirneërs, dan sê hy, sorg dan dat julle aan een Eucharistie deelneem. Jy kan nie in die gemeente behoort en dan is daar op die Sondag kerk. En dan sê jy, nee, ek is nou kwaad vir Henrietta nie. Ek is nou kwaad vir Henrietta, so nou gaan ek nie kerk toe nie. Ek gaan sommer nou maar hier by my eie Bybel lees by die huis. Jy skeer die kerk, jy doen sonde, want jy is nommer 1 nie bereid om ingebind te word by die offer van die Here, die nagmaal,
nie, en die eenheid in die gemeente te vier nie, en jy's nommer 2 nie bereid om jou nonsens met Henrietta uit te sorteer nie. Jy het nie die reg om dit te doen nie, en tog doen ons mense dit daagliks. Sorg dan dat julle aan een Eucharistie deelneem, want daar is een vlees van ons Here Jesus Christus, en een beker tot eenheid deur sy bloed, een altaar, soos daar een biskop is, saam met die presbyters en die diakens. Dit skryf hy aan die Philadelphiërs in hoofstuk 4. Dan ook aan die Smirneërs in hoofstuk 8 vers 1, laat daardie Eucharistie as geldig beskou word. Watter Eucharistie? Die een wat ek op my eie doen by die huis, die een wat ek doen wanneer ek my eie tent opslaan en dit wil kerk noem? Watter Eucharistie is eg? Watter Eucharistie is eg? Die een wat onder die biskop is. Die biskop as die opvolger van die apostels. Of onder iemand wat deur die biskop daartoe aangewys is. Iemand wat deur die biskop eenkant gesit is om namens die biskop die Eucharistie dan ook in te stel en te vier. Die priester gewoonlik, of die priester dan in 'n besonderse sin. Jy het nie die reg om weg te breek van daardie Eucharistie nie. Jy het nie die reg om jou eie nagmaal sogenaamd by die huis te vier, los van die res van die kerk nie. Want die oomblik, as jy nie bereid is om saam met ander mense die nagmaal te vier nie, dan moet jy vir jouself afvraag, hoekom nie? En gewoonlik is die probleem dan sommer alreeds geïdentifiseer in jou antwoord. Ons moet baie versigtig hiervoor wees. Vir Ignatius, interessant, is hierdie kerkeenheid so belangrik, die strukturele eenheid van die kerk, die strukturele sigbaarwording van die kerkeenheid en die rol wat die diaken, die priester en die biskop daarin speel, en ook die Eucharistie. Dis hier die konteks wat hy beskrywe as katoliek. En dis belangrik. Ignatius is die eerste persoon wat die woord katoliek dan ook gebruik, vir die kerk as 'n ingestelde struktuur eenheid, as liggaam van Christus, rondom die biskop, die presbyter, die diaken en die Eucharistie. Een Eucharistie, een altaar, een liggaam. En dis belangrik, want hy sê byvoorbeeld in die Smirneërs, hy sê waar die biskop verskyn, daar moet die gemeente wees, waar die biskop is. Dis hoekom Jerome van Jerusalem later van tyd dan ook sê, as jy in 'n dorp of 'n stad aankom, moenie vra waar is die kerk nie, want sê hy ook die mense met slegte bedoelings. Hy gebruik selfs die woord ketters. Ook die ketters noem hulle, en dan gebruik hy baie lelike skelwoorde vir hulle vergaderinge, maar ook hulle noem hulle eie vergaderinge kerk, terwyl dit nie is nie. So wat moet jy vra? Jy moet vra, waar is die katolieke kerk, waar is die biskop? Dis wat jy moet vra. Nie net waar is die kerk nie. So die woord kerk, net soos vandag, word te maklik misbruik vir enige persoon wat met 'n Bybel onder die arm wil kamstig sê, so sê ek. Want dit is eintlik nie die Here wat praat nie. Sola Scriptura is net 'n skuiling vir sola ek. Dit moet ons ook maar onthou. Daar waar die biskop is, daar is die kerk. Die Philadelphiërs, sorg dan dat julle aan die een Eucharistie deelneem. Dit het ons nou ook gelees. Weer aan die Smirneërs in hoofstuk 8 vers 1. Laat daar die Eucharistie as geldig beskou word, wat onder die biskop gehou word. Dis die konteks vir die woord katoliek, as hy sê dat die kerk is katoliek. Belangrik. Tegnies beteken die woord katoliek inderdaad algemeen. Want die kerk is orals, orals, maar in die algemeen is daar strukturele orde ook in die kerk, en in die algemeen word dit sigbaar. Dis nie 'n onsigbare ewe skielik nie, soos wat by die protestantisme dat algemeen is gelyk aan onsigbaar nie. Algemeen is net een betekenis, maar vir Ignatius en vir die ander kerkvaders is die woord katoliek direk verbind, daar is net een kerk, want daar is net een God. Dis 'n strukturele eenheid, want daar is eenheid binne die eenheid, tussen die persone in die drie eenheid. Die Eucharistie, daar is net een
ware Eucharistie, die Eucharistie onder die biskop. Die rol wat die biskop daarin speel. Daarom dat later by die apostoliese geloofsbelijdenis, maar besonder die geloofsbelijdenis van Nicea, sê ons, ek glo aan een heilige katholieke en apostoliese kerk. En daardie 4 merktekens van die kerk kan nie losgemaak word van die kerk nie. Die kerk kan nie katholiek wees as ek myself afskei van die apostoliese opvolging nie. Die kerk kan nie katholiek wees as ek my rug draai op medegelowiges en nie saam met hulle wil die nagmaal hou nie. Die woord katholiek in sy Griekse herkoms saamgestel uit kata holos, wat eintlik beteken volgens die geheel, of eintlik baie mooi die een deur die geheel en die geheel deur die een. Dit beteken die geheel is verantwoordelik vir die een en die een kan nie sonder die geheel nie. Dis wat dit beteken. Daar's 'n wisselwerking tussen die geheel en die een. En net as daar die wisselwerking plaasvind, dan is die kerk katholiek. Die geheel is nie katholiek as hulle rug draai op die een nie. En die een is nie katholiek as daar die een sy rug draai op die geheel nie. Dit moet ons maar hoor. En ongelukkig het iemand soos Johannes Calvijn ook, en Luther ook, die betekenis van die woord katholiek verander, sodat jy vandag hoor, o nee, ek is 'n katholieke gereformeerde. Jy kan nie wees nie. Jy kan nie wees 'n gereformeerde katholiek nie, of 'n katholieke gereformeerde nie. Jy kan nie wees nie, want dan sou jy onder die biskop wees, wat die opvolger is van die apostels. Jy sou wees rondom die een Eucharistie, wat ook in 'n waarlike sin die liggaam en bloed van Jesus Christus is. Jy sou streef na kerklike, fisiese, georganiseerde eenheid. As jy dit nie doen nie, kan jy nie jouself katholiek doen nie. Dis waarom ek dit beleef het ook, en dit is 'n feit, dat protestantisme woorde verander, ou woorde vat, die betekenis daarvan verander, en dan klink dit so mooi, terwyl hulle eintlik heeltemal iets anders te bedoel. Dis waarom selfs blaatant in die geloofsbelijdenis van Nicea, binne die gereformeerde Afrikaanse konteks in elk geval, die woord katholiek weggevat is, en net algemeen is ingesit, selfs Christelik word gebruik, in plaas van katholiek, en apostolies word net wegvertaal, ook deur te sê, gebaseer op die leer van die apostels. En dit is tegnies korrek, maar is net so tegnies ook verkeerd. Die woord katholiek, sê ek weer, vir Ignatius van Antiochië, is direk gekoppel, die een aan die geheel en die geheel aan die een. Direk gekoppel aan die biskop, die priester, sigbare kerkeenheid, en dan ook die Eucharistie. Dis baie belangrik dat ons dit moet besef. Baie duidelik vir Ignatius is daar is die orde in die kerk gebaseer op die 3 persone van Christus, 3 persone van God, vanuit die Ou Testament, met die priesterskap wat ons daar kry, hoe dit ook al sê, in die nuwe verbond, in die kerk, kry ons die 3 ampte van biskop, priester en diaken. Die biskop, priester en diaken. Dis die 3-ledige ampt wat ons dan in die kerk het vir Ignatius van Antiochië. En dis belangrik. So van die begin af, alhoewel op 'n stadium, soos ek gesê het by Clement, die woord presbiter oorvleelend gebruik is dalk vir biskop en priester, sien ons spesifiek by Ignatius van Antiochië hoe die onderskeid nou groter word. Priester, biskop en diaken. En die biskop het in homself die volledigheid van die priesterskap, en dan het jy die priester en dan het jy die diaken. Hoekom sê ons dit? Want die biskop is die een wat die ander priesters aanstel. Die biskop is die een wat die diakens aanstel. Die biskop is in die eerste plek die bewaker van die geloofsbeursie en die geloofseenheid. En dit wat reg en verkeerd is. Ons sien baie mooi hoe dat daar by Ignatius 'n baie sterk eucharistiese realisme is. Hy noem ook die Eucharistie die medisyne vir die ewige lewe. Die Eucharistie is die medisyne vir die ewige lewe. Dis die medisyne teenoor die dood. Vir Ignatius is die Eucharistie 'n teenmiddel van dit wat verkeerd is in hierdie wêreld. En spesifiek skryf hy dit in Efesiërs hoofstuk 20 vers 2, in sy brief aan die Efesiërs. En dis vir hom 'n realiteit dat die Eucharistie die liggaam en bloed van Jesus Christus
is. Spesifiek skryf hy aan die Smirneërs, skryf hy noem dit meer as een keer, die vlees van Jesus Christus. En wie dit ontken, breek die eenheid van die kerk. So, en dis deel van die probleem met die doseetiste. Daar was mense wat materie, net soos die gnostisisme later, en vandag nog, mense wat materie as boos of sleg beskou. Nie as neutraal nie, maar boos of sleg beskou. En daarom is dit vir hulle 'n probleem dat God deur die sakramente kan werk, want die sakramente het materiële dinge by, en hulle sê nee, ons hou nie van hierdie sakramentele realisme nie. Nog steeds vandag mense wat dink God kan nie mens geword het nie, want materie is boos. Hoe dit ook al sê, reeds in Ignatius se tyd is daar mense wat nie wil deelneem aan die Eucharistie nie, want hulle glo nie dat dit sy vlees en bloed is nie. En Ignatius sê, die wie dit ontken, breek die eenheid. Wie ontken dat die nagmaal die waarlike bloed en liggaam van Jesus Christus is, breek die eenheid en is daarom verkeerd. So, weer eens, dis nie 'n latere uitvinding dat die Eucharistie die liggaam en bloed van Jesus Christus in 'n baie besonderse realistiese wyse is nie. Ignatius skryf alreeds daarvan. Nou, net soos wat Paulus die probleem gehad het in sy briewe, en die probleem wat ons daar het in Antiochië, waarvan ons in Handelinge lees, het hierdie probleem nie heeltemal, lyk dit my, gaan lê nie, daar in Antiochië nie. Dit het, om die waarheid te sê, ook uitgekring na die res van die Christelike kerk toe, en dit was die feit dat daar hierdie groep mense was, wat later bekend geword het as die Ebioniete, wat as Ebioniete geglo het dat Jesus eintlik net mens was, 'n besonderse mens, 'n profeet. Ja, hy vervul die Ou Testamentiese profeseë, ja, hy is die Messias, ja, hy is die middelaar, maar hy is maar bloot eenvoudige mens. En daarom was daar by hulle hierdie sterk klem op 'n voortsetting van Joods wees. So, jy word nie 'n Christen as jy in Jesus glo nie, jy moet 'n Jood word as jy in Jesus Christus glo. So as jy tot bekering kom, word jy 'n Jood. Jy moet besny word. Jy moet die Sabbatdag vier. En omdat jy 'n Jood word, moet jy jouself sigbaar afskei van die wêreld op so 'n manier dat jy sê die ander mense is onrein, en ek mag nie aan hulle vat nie, ek mag nie aan hulle raak nie, ons mag nie saam met hulle aan dieselfde tafel sit nie. Maar net soos Paulus daarteen gepraat het, net so ook Ignatius. Ignatius skryf en praat teen hierdie judaïsering, en dit is nogal belangrik, dink ek, in die tyd wat ons leef, veral in die Afrikaner, onder die Afrikaner gemeenskap vandag, die sogenaamde Jewish Roots Movement, wat dink dat ons die Sabbat moet onderhou, dat ons al die Joodse feeste moet hou, en dat ons weer op 'n Saterdag moet kerk hou, en hoe verkeerd ons is, en dat ons maar moet Jode wees, en ramshorings blaas, ensovoorts. En daar's baie van hierdie mense, en daar's met verskillende eksponente van hulle, wat jy ook kry. Party van hulle is meer rassisties as ander, almal is nie rassisties nie, maar baie van hulle is ook rassisties, soos hierdie Japie boerseun van Migdol, byvoorbeeld, hy en sy mense wat so sterk klem lê op die judaïsering van die sogenaamde Christelike godsdienst, dat hulle self so ver gaan om die drie eenheid te verwerp, ensovoorts. Die drie eenheid word verwerp, en al die dinge. En dan kry jy mense wat nou nie dieselfde pad stap as hy nie, in die sin van 'n rasse idee dat net die blanke Afrikaners gered word nie, maar mense wat dieselfde tendens het, naamlik ons moet Jode word om gered te word. En dat Christus eintlik gekom het om vir ons te wys hoe om 'n goeie Jood te wees. En dat dit wat, en dan sny hulle groot dele ook uit die Bybel uit. Daarom kry jy selfs onder hierdie mense vandag in die Afrikaner konteks so hulle eie tipe Bybel wat genoem word die apartheid van Jahwe. En ons sien ook, en ons hoor dit ook, dat hierdie mense hou daarvan, inteendeel hulle sê, ons kan eintlik vir God net aanspreek op sy Hebreëse name. Daarom moet jy praat van Yeshua, Yahweh en Elohim, ensovoorts. Dis alles die judaïsering wat vandag plaasvind, en baie Afrikaners word die slagoffer hiervan, val daarvoor, loop agter dit aan,
omdat dit so mooi klink op die oor. Selfs die sogenaamde New Apostolic Reformation beweging wat jy oor die wêreld heen kry, maar ook in Suid-Afrika sy eksponente het. Verskillende sogenaamde ekklesiastiese gemeenskappe, sogenaamde kerklike gemeenskappe, geloofsgemeenskappe, in verskillende dorpe in ons omgewing, Greytown byvoorbeeld, in Winterton byvoorbeeld, en in ander plekke, mense wat sekere van hierdie judaïseringselemente in hulle eie teologie het, en dit verkondig as die waarheid. Ignatius van Antiochië beklei al daarteen. Hy sê, dit is belaglik om Jesus Christus te bely en terselfdertyd te judaïseer. Dit is belaglik om in Jesus Christus te glo en terselfdertyd wil jy die besnydenis nakom. Terselfdertyd wil jy Joodse eetgewoontes nakom. Terselfdertyd wil jy maak asof daar nie regtig 'n opstanding was nie, so ons moet nou maar net die ou Sabbat vier. En as ek verkeerd met per definisie die viering van die Sabbat as sulks nie, maar dit is hierdie viering van die Sabbat teenoor en ten koste van om te sê, daar's nie 'n groter vervulling van die Sabbat in die opstanding van Jesus Christus nie. Dis waar die probleem lê. Dis waar die probleem lê. So hierdie probleem van die judaïsering wat ons vandag kry by die Afrikaner volk, was al by Ignatius van Antiochië se tyd daar. Ook dan interessant, die beskuldiging wat ons dikwels kry, dat dit die katholieke kerk was wat na keiser Konstantyn begin het om die regte feesdag van die Here, naamlik die Sabbat, dood te druk en te sê ons moet op die Sondag kerk hou, dat dit daar eers gebeur het. Nee, Handelinge wys al vir ons hoe dat die kinders van die Here, hoe dat die Christene, behalwe dat hulle sou tempel toe gaan, hulle definitief op die dag van die Here by mekaar kom. En dis my interessant, van my eie familie is by hierdie nonsens betrokke. En die oomblik as jy vir hulle vra, maar wat beteken hierdie dag van die Here? Dan ignoreer hulle jou, hulle raak net al hoe kwaader, hulle ignoreer dit en sê nee, dit mag net die Saterdag wees waarop jy kerk gaan. Maar Handelinge wys vir ons dat die Christene die dag van die Here, die opstandingssondag, begin herdenk het, dat hulle by mekaar begin kom het. En Ignatius van Antiochië, in sy brief aan die Magnesiërs, wys dit ook vir ons. Hy is 'n baie vroeë buitebybelse getuiene, wat vir ons wys, dat die Christene begin leef het, volgens die dag van die Here, volgens die opstandingsdag van die Here, dat daar 'n weg beweeg was, vanaf die Saterdagvieringe, die Sabbatsvieringe, na die vervulling van die Sabbat, en die viering van die opstanding van die Here, op die Sondag. Deel daarvan was ook die vervolging wat die Christene beleef het, waar die Jode begin het om die Christene uit die sinagoge uit te gooi. So die Jode kon nie meer na die sinagoge of die tempel toe gaan nie, hulle is uitgegooi en geban daaruit. So daarom het hulle al hoe meer op hulle eie begin by mekaar kom, en al hoe meer soos wat daar mense, wat nie Jode was nie, wat Christene geword het, meer van hulle was, is daar dan al hoe meer op die Sondag begin kerk hou. En Ignatius verduidelik mooi oor hoekom dit gebeur het. Of hoekom dit gebeur, hoekom mense op 'n Sondag by mekaar kom. Ignatius lewer ook vir ons getuienis rondom die balans tussen skrif en tradisie. En dit is belangrik, weer eens is dit belangrik. Die feit dat die katholieke kerk nie die sogenaamde protestantse slagspreuk van sola scriptura aanvaar nie, is baie oud. Clement van Rome wys iets daarvan vir ons, maar in besonder alreeds Ignatius van Antiochië wys vir ons, dat jy kan die Bybel nie lees en gebruik los van die tradisie nie. Jy kan dit nie gebruik en interpreteer los van die geloofsbeursie wat van die apostels oorgedra is aan die biskoppe en dan van biskop na biskop na biskop nie. Alreeds hy wys dit vir ons. Hy wys vir ons dat Christus in homself is ook die sleutel tot die verstaan van die skrif, en in besonder dan nou die Ou Testament, maar ook die Nuwe Testament. So ja, al bestudeer ons die Ou Testament op 'n baie filosofiese, akademiese wyse, en ons moet dit doen. Ons moet
vir ons sê, wat is die konteks van die Ou Testament? Wat wil die Here vir ons binne hierdie teksgedeelte of perikoop dan ook sê? Wat beteken dit? Moet jy kom by 'n vraag, maar wat beteken dit vir ons vandag? En dan moet ons Christus in ag neem. So ja, die Ou Testament het sy eie boodskap. Maar daardie boodskap staan in konteks van Jesus Christus. Daardie Ou en Nuwe Testamente kan nie losgemaak word van mekaar nie. Die Nuwe Testament is ook nie belangriker as die Ou Testament nie. Die twee is hand aan hand woord van God. En om die Bybel reg te verstaan, sê Ignatius ook op 'n besonderse manier, die tradisie speel 'n rol. Hy sê in Filadelfie, want hy skryf aan die Filadelfiërs in hoofstuk 8 vers 1 tot 2, dan sê hy, die tradisie van die kerk, soos bewaar deur die biskoppe, lei ons in die regte verstaan van die Bybel. En 50 jaar later word hierdie selfde argument wat Ignatius dan ook hier het, herhaal en meer beklemtoon deur iemand soos Polycarp en ook Irenaeus, teen spesifiek die gnosticiste, wanneer daar vir hulle gevra is, die oomblik as die gnosticiste sê, die Bybel sê dit, dan word daar gevra, waar kom jy hier aan? Nee, die Bybel sê dit, dan sê Ignatius, dan sê Irenaeus en Polycarp, wie is jou biskop? Waar in die tradisie kry ons dit wat jy nou sê? En as jou biskop nie deur die apostels aangestel is in 'n opvolgingslyn nie, dan kan ons nie luister na jou nie. Dan het jy nie die gesag eers om die Bybel te wil interpreteer nie. So, van die begin af van die kerk se geskiedenis loop die Bybel en tradisie hand aan hand. Die twee kan nie losgemaak word van mekaar nie. En dis die probleem in die protestantisme. Die skrif en tradisie, die skrif wat die rivierbedding is waarin die skrif soos die rivier vloei, is nou losgemaak van mekaar. Die tradisie is weggegooi en dit het daartoe gelei dat daar 2 jaar nadat Luther sy sogenaamde 95 leerstellings vasgeslaan het aan die deur in Wittenberg, 2 jaar later is daar meer as 50 verskillende standpunte rondom die Eucharistie. En is die kerk verdeeld, rondom selfs die doop. Hoekom? Want tradisie is weggegooi. Hoekom? Want die sogenaamde verkeerde slagspreuk van sola scriptura. En daarom sien ons die chaos vandag nog in die protestantisme. En dis iets wat ons ook in die katholieke kerk baie versigtig moet voorwees, wanneer ons wil begin om die Bybel te interpreteer en te verstaan, bloot op grond net van sogenaamde moderne eksegese, moderne interpretasies, 'n moderne verstaan van die Bybel, moderne dinge. Ons verstaan die Bybel nou net op grond van dit, asof die mense voor ons nie geweet het nie van beter geweet het nie eintlik self lekker geweet het nie, wie God is nie, en hoe die menslike liggaam werk nie, ensovoorts. Nou besluit ons self, los van die tradisie. Dis verkeerd. En reeds Ignatius van Antiochië skryf daaroor. En weer eens, dis hoekom Ignatius van Antiochië vir protestante so uitdaag. En ek weet, daar is protestante wat probeer om Ignatius te gebruik en te sê, nee, maar kyk, hy sê die skrif is belangrik. En ek weet hy sê die skrif is belangrik, maar hy sê nie skrif alleen nie. Baie van die kerkvaders sê die Bybel is belangrik. Die katholieke kerk sê die Bybel is belangrik. Maar hulle sê nie sola scriptura in 'n protestantse sin nie. Definitief nie Ignatius van Antiochië nie. Dan is hy ook die kerkvader wat baie sterk stryd voer, nie net teen die Judaïseërs nie, die Ebioniete nie, maar ook teenoor die Dosietiste. Die Dosietiste is daardie mense wat gesê het, in 'n moderne sin, Jesus is 'n hologram. Dat Jesus is waarlik God, maar hy is nie waarlik mens nie. Hy het nie regtig vlees geword nie, dit het net so gelyk. Dit het net gelyk asof hy mens geword het. En daarom, die probleem is, dit het net gelyk asof hy aan die kruis sterf. Dit het net gelyk asof hy ly. Hy het dan nie waarlik gely nie, hy het nie waarlik gesterf nie, hy het nie waarlik opgestaan nie. En die probleem, sê Ignatius, is, dan is ons nie waarlik verlos nie. Jesus Christus was nie net God nie, hy het waarlik mens geword. En hierdie debat sou ook
verder uitkring en aanleiding gee tot 'n gesprek oor die drie eenheid. So verdere gesprekke gee oor presies wie Jesus is, die balans tussen sy twee nature. En as Jesus waarlik mens geword het, as God waarlik mens word in alle opsigte, dan beteken dit ook selfs Maria, sy ma is Theotokos, moeder van God. Maar dit is 'n gesprek vir 'n volgende keer. Maar teenoor die dosietiste wat gesê het nee, Jesus het net 'n skynliggaam gehad, die woord dokein, dit lyk net asof, dit skynbaar is dit net so, sê Ignatius nee. Dis nie maar net vir die skyn wat Jesus se liggaam gehad het nie. Hy het 'n ware liggaam van vlees en bloed gehad. God het waarlik mens geword. God het waarlik mens geword. Ons moet dit ook maar onthou in gesprekke met ons moslim bure. Dis baie belangrik. Dan ook Ignatius wat in 'n besonderse sin, in 'n sekere sin ook reeds praat oor die drie eenheid. Ek het aan die begin ook daarna verwys. Jesus Christus is volkome God, volkome mens. Kom ook baie sterk na vore by hom. Daar is net een God met die drie persone, Vader, Seun en Heilige Gees, en die Seun dan volkome God, volkome mens. 'n Baie sterk, sê ek weer, 'n Christelike realisme. Waarlik is hy die seun van Dawid. Waarlik is hy uit die nageslag van Dawid, uit Maria. Hy's waarlik gebore. Hy's waarlik gesterf. Hy het waarlik honger geword, maar hy's ook volkome waarlik God. God het volkome homself ook ontledig en mens geword. En dis belangrik, hierdie balans, wie is Jesus Christus werklik? En die kerk het baie vinnig besef dat ons nie kan kies tussen die uiterstes nie. Die uiterstes is altyd gevaarlik. Die uiterste van die Eboniete, dat Jesus net mens was. En die uiterste, aan die ander kant weer die dosietiste, dat hy net waarlik God was. Beide is verkeerd. Hy is waarlik God en hy is waarlik mens. Beide tegelijkertijd. Anders is ons nie verlos nie. Vir Jesus om die ware verlosser te wees, sê Ignatius dan alreeds, moet hierdie middelaar, moet die verlosser waarlik God en mens gelyktydig wees. En dis wat die kerk nog altyd dan ook bely het. Dis baie belangrik. So die kerk het baie vinnig besef dat ons moet besop vir uiterstes. Ons moet baie versigtig wees vir uiterstes. Die antwoord, die waarheid lê gewoonlik ergens in die middel. Interessant ook dat martelaarskap, en wat martelaarskap beteken, kom baie sterk vore in die briewe van Ignatius, veral omdat hy so sterk skrywe, dat hy verlang om heen te gaan en met Christus te wees. Hy beskou dan sy martelaarskap as 'n nuwe geboorte, waar hy verenig word met Christus. Daardie wat Paulus skryf in die Romeine en in die Galasiërs, dat jy sterf vir Christus en staan saam met hom op, is vir Ignatius en vir die ander vroeë Christene letterlik beleef in martelaarskap. So martelaarskap was vir hulle 'n besonderse moment, 'n besonderse voorreg om te kan sterf saam met Christus en saam met hom dan ook op te staan, om een te word met Christus se lyding. Maar baie mooi die gedagte van martelaarskap as die nuwe geboorte. En daarom ook in die vroeë Christelike kerk hierdie tradisie van om te verwys na iemand se sterfdag as sy hemelse geboortedag, Ook vir ons interessant, weer eens, die hele vraagstuk en die debat rondom watter Bybel het die vroeë kerk gebruik. Was dit net die 39 Bybelboeke wat die protestante gebruik, of was dit die 46 boeke van die Septuagint? Net soos Clement van Rome, wys Ignatius vir ons baie duidelik, dat die wêreld waarbinne in die vroeë kerk leef en werk, die tekswêreld waarbinne hulle werk, die tekste wat gebruik word, definitief die Septuagint tradisie is. Die Septuaginta, die Griekse vertaling van die Ou Testament, en ons sien baie duidelik dan in die briewe van Ignatius, die sinspeling en die gebruik maak van boeke soos wysheid, van Sirach,
van Tobit en ook die Makkabeërs. Ons sien dit in sy briewe. So ook daardie redenasies van iemand soos Wes Huff byvoorbeeld weer en ander protestante om te wil maak asof die vroeë Christelike kerk nie die Septuagint gebruik het nie, is net nie waar nie. Ook Ignatius lewer daarvan getuienis, dat die vroeë kerkwêreld, die kerkwêreld van Ignatius gebruik die Septuagint. Dis baie duidelik vanuit sy briewe. Dan, as ons alles saamvat en afsluit, dan wil ek dit vir ons sê, ek gaan nou 'n gedeelte vir ons lees waar hy praat oor die wapenrusting. Ek wil jou regtig nooi en vra, as jy vrae het oor die vroeë Christelike kerk, as jy wil weet wat het die vroeë Christelike kerk gedoen, dan is daar baie kerkvaders wat jy kan lees. Maar begin as het ware by Ignatius van Antiochië. Begin by Ignatius van Antiochië. Hy gaan jou uitdaag. Hy gaan die fundament waarop jy staan so 'n bietjie skud. Maar moenie daarvoor bang wees nie. Laat dit vir jou 'n uitdaging wees om ook die waarheid te ontdek van hoe die vroeë Christelike kerk waarlik gedoen het. Hy wys vir ons dat daar net een pad na Jesus Christus is. Hy wys vir ons die eenheid van die kerk. Hy wys vir ons die eenheid en die betekenis van die Eucharistie. So mooi wat hy daaroor praat en wat hy daaroor sê in sy briewe. En dan ook spesifiek skryf hy in sy brief aan sy vriend en medestudent Polycarp. Polycarp natuurlik 'n bietjie jonger as hy, maar hulle was vriende en het mekaar baie mooi en goed geken. Polycarp het tydens die reis van Ignatius vanaf Antiochië na Rome toe, het Polycarp hom ook besoek. Hy was ook op 'n stadium by Polycarp, maar dan skryf hy ook op 'n stadium een van die briewe. En in hierdie brief aan Polycarp in hoofstuk 6, dan skryf hy die volgende, en ek lees dit nou in Engels. Dis iets vir ons almal as Christene, dis nie maar net wat hy vir Polycarp skryf nie. Paulus skryf alreeds oor die wapenrusting, wat jy moet aantrek as Christen, elke dag. Die stryd teen die bose, die stryd teen die wêreld. Ignatius sluit as ware daarbey aan, wanneer hy skrywe, please the captain, en captain met 'n hoofletter, want dit is Jesus Christus, dis God. Please the captain in whose army you serve. Onmiddellik hierdie militêre manier van praat, stryd voer teen die bose, stryd voer teen die wêreld rondom ons, die boosheid van die wêreld natuurlik en sovoorts. Please the captain in whose army you serve, from whom also you will receive your pay. Let none of you be found a deserter. Let none of you be found a deserter. Wat ook vir ons wys dat jy moet baie versigtig wees om nie die kerk te verlaat nie, om nie die geloofsbeursie weg te gooi nie, om nie onverskillig te wees ook met jou eie Christendom en jou redding nie. Let none of you be found a deserter. Let your baptism abide with you as your shield, your faith as your helmet, your love as your spear. Wat 'n paradoks nie, your love as your spear, your patience as your body armor. Let your work be your deposits, that you may receive your assets due to you. Be you therefore long-suffering one with another in gentleness, as God is with you. May I have joy of you always. Baie dankie dat julle vandag saam geluister het, en ek hoop dat julle so 'n bietjie 'n nuwe waardering het ook vir die vroeë Christelike kerklike geskiedenis. 'n Mooi dag dan ook vir julle verder.